Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Goeiemôre gemeente. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Baie welkom vanoggend in die erediens en 'n spesiale woord van welkom vir al die vriende en familie en geliefdes van Konrad en Elsabie Kloppers wat vanoggend vir klein Werner doop. Ons hoop dat julle ook 'n baie geseënde erediens hier saam met ons sal hê en dat julle ook die Here se nabyheid sal ervaar hier in ons geloofsfamilie. Sommige net so 'n paar afkondigings. Ek herinner julle aan die Kerspakkette wat julle kan bestel by die kerkkantoor. So julle kan sommer net 'n WhatsApp stuur aan die kerkkantoor telefoonnommer of julle kan agterna na die erediens by die kerkkantoor toonbank gaan bestel en daar is ook 'n opsie dat die vleis vir jou gaar gemaak word teen R50 per snit. So asseblief bestel solank by die kerkkantoor jou Kerspakket. Dan ons almanakke vir 2026 is uiteindelik gereed hier en gedruk. So ek herinner julle dat ons 'n A5 almanak het. Dis 'n kleintjie wat binne in jou Bybelsak pas, binne in jou dagboek pas. As jy so een wil hê, dan kan jy net vat. Maar sou jy dalk 'n groter almanak wil hê, 'n A4 almanak, dan moet jy asseblief een bestel. Ons het nie extras daarvan nie, maar jy kan een bestel. So skryf dan net jou naam op by die dienstafel onder die afdak of laat weet ook net die kerkkantoor, dan sorg ons dat jy 'n groot almanak dan ontvang.
Dan, julle onthou ons het hierdie jaar hierdie hemde gehad, hierdie hemde om ons feesdienste gedenk. Nou ons is nog steeds in ons 90 jaar fees en is 'n stukkie geskiedenis wat jy vir altyd saam met jou kan hê. So die hemde was aanvanklik R250 hê, maar nou kan jy 2 koop. So vir jou en jou vrou of jou en jou man of vir jou en jou kind teen R400 vir al 2 hemde. So koop hierdie hemp. Ons gaan dit nog baie in die toekoms dra by besare feeste, funksies waar ons werk en is 'n stukkie geskiedenis wat jy dan saam met jou dra. Dan 'n paar spesiale eredienste. Die 16de Desember het ons gelofte diens om 8uur. So ons gaan ook lekker saam eet. Daar's pap en wors en lekker sous na die tyd. So kom woon ook hierdie gelofte diens saam met ons by. En dan, ek het nie vandag 'n skyfie daarvoor nie, maar julle weet ons Kersdiens op 25 Desember is ook om 8uur. So asseblief woon dit by en julle kan regtig kom net soos julle is. As julle familie by julle het in daai tyd en hulle sê maar hulle het nie kerkklere nie, bring hulle maar in elk geval. En dan onthou julle ons eerste diens van die nuwe jaar. Daai eerste naweek in Januarie is dan by Raloka se kapel waar jy net jou eie kampstoel heen vat, maar ons sal julle op die WhatsApp groepe herinner. As jy dalk nog nie op 'n WhatsApp groep is nie, asseblief laat weet my of die kerkkantoor sodat ons seker kan maak dat jy op die WhatsApp groep is. Dan verjaarsdae, ek kondig 2 weke se verjaarsdae af, want verlede week as gevolg van die Kerssangdiens het julle nou nie sjokolades gekry nie. So as jy in verlede week verjaar het of jy verjaar in hierdie week, steek asseblief jou hand op. Tannie Louise, Driekus, Hendrik, Henny, Simonai, Mia, Linkie, Almarie, William, Annelie, Marilisna, Zalmarie, Erma, Keegan, Ina, Nadine, Tannie Antie, Tannie Maggie, Michelle, Joanita en Dylan. As jy hier is, steek asseblief jou hand op sodat jy 'n verjaarsdag sjokolade kan kry. Enigiemand wat oorgeslaan is? Almal wat verjaar sjokolade gekry? Baie geluk. Julle moet verskriklik lekker verjaar en as julle verjaar het, hoop ek julle het verskriklik lekker verjaar. Dan op ons bidbel en besoeklys, Desiree de Bruin was hierdie week by die dokter gewees en sy is gediagnoseer met borskanker. Dit is graad 1. So dit is nie aggressiewe kanker nie, sy word in Januarie geopereer en sy gaan dan vir bestraling. So kom ons bid ook vir haar en oom Hans, ons dink aan julle en ons bid ook vir julle, ons weet dis 'n baie moeilike tyd om so iets van jou kind te hoor. So ons dink aan Desiree, maar dit gaan met haar goed, maar ons dink aan hierdie emosionele pad wat sy nou verder moet loop. Dan Tannie Rita Labeskagni is ook nou opgeneem in die hospitaal, sy is in Montana, hulle is nog besig met toetse, so hulle is nog nie seker wat haar mekeer nie, maar kom ons dink aan haar, kom ons bid saam met haar, en met Tannie Nolien gaan dit ook nie goed nie, dit gaan regtig nie met haar goed nie, so kom ons dink ook aan haar en bid vir haar, waar sy ook regtig baie swaar kry. Tannie Rita het ook nog 'n lang pad van herstel na leweroorplanting, so party dae is beter as ander dae, maar party dae gaan dit regtig ook nie baie lekker met haar nie, sy sukkel maar baie met naarheid en so aan, en ek wil regtig vra gemeente, die van julle wat met haar bevriend is, kom maar bietjie by haar uit, bel haar so bietjie, ek dink sy het regtig daai emosionele ondersteuning ook nou nodig, en dan Tannie Ina van Vuren, is nog al die tyd besig met haar kankerbehandeling, so ons dink nog steeds aan haar, en dan Tannie Anne Fourie, sy suster, is Vrydag aand oorlede. Haar suster het op bed al gebly, so kom ons dink ook aan haar in hierdie hartseer tyd, en ons bid saam met hulle. Gemeente, vanoggend wil ek ook 'n stukkie nuus met julle deel. Ek is beroep na NG Appington toe. So uiteindelik hoe die proses werk is, daar's 2 weke approbasie wat hulle dit in hulle gemeente moet afkondig en daarna het ek 'n tydperk wat ek moet antwoord, so daar is nog nie tans 'n besluit geneem of geantwoord op hulle beroep nie, maar ek wil graag net met julle deel en ek vra dat julle asseblief saam sal bid. Nie net vir my en my gesin oor wysheid en die regte besluit nie, maar ook vir die gemeente. Ons weet dat die Here self sy kerk in stand hou, ons weet dat die Here altyd voorsien, en ons glo dit sal nou ook so wees. Nie ons glo nie, ons vertrou en ons weet dit sal nou ook so wees. So kom ons bid asseblief saam vir die pad vorentoe. Kom ons sluit ons oë en dan word ons rustig.
Dankie Here dat U 'n groot en 'n magtige God is. Dankie dat U 'n God van wonderwerke is en dat U nie net die God van die wêreld is nie, maar ook die God van elkeen van ons en ons huisgesinne. Dankie Here dat ons oorvloedige genade uit U hand ontvang, genade wat ons nie verdien nie, wat ons nooit kan verdien nie. Dankie dat U ons in genade elkeen vandag hier by mekaar gebring het, waar ons as 'n geloofsfamilie saam kan bid, saam kan aanbid en saam U naam kan loof en kan prys. Here, ons bid vandag spesiaal vir die Kloppersfamilie en vir ou klein Werner wat nog sy hele lewe voor hom het. Here, en ons weet dat U genade reeds nou ook al oor hom spoel. Maar Here, ons vra dat U vir Konrad en vir Elsabie ook sal toerus om vir hom die beste ouers te wees wat hulle kan wees. Ons vra dat U vir Konrad en vir Elsabie sal toerus om al twee hulle kinders groot te maak, nie net om in die wêreld te oorleef en staande te bly nie, maar om regtig kinders van God te wees, om regtig U koninkryk uit te bou en U lig uit te leef daar waar hulle is. Here, ons bid so ook vir die nagmaal wat ons die voorreg het om saam te gebruik. Here, dat dit nie sommer net 'n gewoonte of 'n tradisie is nie, maar dat U in elkeen van ons werk en ons harte sal aanraak. Dankie Here, dat ons dit alles in U naam kan vra. Amen. Kan julle my so klein bietjie sagter sit asseblief? Ek weergalm baie. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing Vonk 77.
nooi julle uit om saam met my responsories die wet te doen. So ek doen die gedeelte van voorganger en dan lees julle die gedeelte van gemeente. Ons Here Jesus Christus het gesê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit ook uitvoer. Hoor dan hierdie opdragte wat God vir sy kinders gee en neem dit ter harte. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Here, wees ons genadig. Jy mag nie vir jou 'n afgod maak nie. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees in waarheid aanbid. Here, wees ons genadig. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Jy moet hom met eerbied aanbid. Here, wees ons genadig. Sorg dat jy die Here se dag heilig hou. Christus is uit die dood opgewek. Rig daarom julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie net op die dinge wat op die aarde is nie. Here, wees ons genadig. Eer jou vader en jou moeder. Lewe as dienaars van God. Ag ander se belange hoër as jou eie. Jy moet jou medegelowiges lief hê. Here, wees ons genadig. Met alle mense, oorwin die kwaad deur die goeie. Here, wees ons genadig. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Onthou dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is. Here, wees ons genadig. Jy mag nie steel nie. Wees eerlik in alles wat jy doen en sorg vir die behoeftiges. Here, wees ons genadig. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Leef in die waarheid. Here, wees ons genadig. Jy mag nie iets begeer wat aan jou naaste behoort nie. Onthou die woorde van die Here Jesus. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde is die volle uitvoering van die wet. Here, wees ons genadig. Amen. Kom ons neem 'n oomblik van stilte. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet.
Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Christus Jesus, ons Here, is. Kom ons staan en dan sing ons lied 200, daarna kan julle weer julle plekke inneem. Ons lees vanoggend saam uit Jesaja 40. Ons gaan 11 verse daar saam lees en ons lees uit die 1983 vertaling. Terwyl die van julle wat dit graag in julle Bybels wil opsoek, solank daar oopmaak, sommer net so 'n klein bietjie agtergrond inligting oor Jesaja. Jesaja is in 3 dele ingedeel. En uiteindelik die eerste deel wat loop van hoofstuk 1 tot 39 is geskryf deur Jesaja die seun van Amos. Maar die tweede gedeelte, wat die gedeelte is, wat val in die gedeelte wat ons vandag lees, en ook die derde gedeelte is deur 'n onbekende profeet geskryf. Nou, dit hoef ons glad nie bekommerd te maak nie, en ek gaan nou nie vandag in die detail ingaan oor hoe ons dit weet nie, dit gaan oor die datums en die taalgebruik en alles, maar uiteindelik is Jesaja in 3 fases geskryf, so dit het oor 'n baie lang tyd tot stand gekom. So uiteindelik in die eerste gedeelte, wat ons nou nie vandag by uitkom nie, maar tot by hoofstuk 39, gaan dit eintlik baie goed met die volk. Ekonomies en polities gaan dit regtig baie goed. En Jesaja beskryf hulle as uiterlik godsdienstig, maar innerlik vrot. So dit gaan nie eintlik goed geestelik nie. Dit gaan nie eintlik goed met hulle verhouding met die Here nie. Hulle doen baie sonde, hulle doen oneerlike besigheid, hulle is selfsugtig en eersugtig. En so erg soos wat selfsugtigheid vandag vir ons is, was dit in daai tyd nog erger, want hulle het absoluut hierdie groepidentiteit gehad. So as jy selfsugtig was, dan was dit nie net jy selfsugtig en jy benadeel iemand nie, jy benadeel jou hele groep. So uiteindelik, omdat hulle regtig nie geleef het soos wat God se volk behoort te leef nie, het Jesaja gewaarsku en gesê, maar God se straf kom. En dan in hoofstuk 39 sien ons dat dit eindig eintlik so half op 'n doodloopstraat. Daar's eintlik nie hoop nie, dis hartseer, dis negatief, dis morbied. En dan kom hoofstuk 40 wat ons vandag lees. En dit begin dadelik met die uitkoms is hier. Daar's dadelik 'n bietjie hoop, 'n bietjie troos. Daar is lig in die donker tonnel. So uiteindelik wat baie belangrik is die volk is in ballingskap. Hulle is in Babylon. So uiteindelik hierdie Babiloniese ballingskap maak dat hulle regtig swaar kry.
Dit beteken hulle is weggelei uit hulle land uit, hulle families is versprei. Dit beteken dat hulle nie meer die tempel het nie. Die tempel was actually die teenwoordigheid van God vir hulle. So, hulle is verlore, hulle is alleen, hulle is moedeloos. En dan kom hierdie stukkie troosboodskap. Sommige net interessant, hierdie stukkie troosboodskap sê dat julle gaan verlos word. Julle gaan uit ballingskap uitgelei word. Maar eers teen die derde deel van Jesaja. Dit beteken Jesaja hoofstuk 56 word hulle gered. Word hulle uit ballingskap uitgelei. So weer eens, dit sê ook maar net altyd weer vir ons as gelowiges, onthou, God se tyd en ons tyd is nie altyd dieselfde nie. Ons moet geduld hê. Kom ons lees saam Jesaja 40. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyde. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke buit moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê roep en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard Sion. Jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard Jerusalem. Jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom. Hy is die magtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë. Ons lees dan net tot sover. Nou wil ek vandag vir julle vra, is ons nog in ballingskap? Dink julle dat soos hierdie volk in ballingskap is ons ook dalk nog in ballingskap? Ons weet natuurlik, ons is nie weggelei uit ons land nie, ons is hier in ons eie land, so dis uiteindelik nie wat ons bedoel nie. Maar voel jy emosioneel, geestelik, sosiaal of selfs kultureel soms so bietjie vervreemd? Voel jy partykeer eintlik maar so bietjie uit plek uit? Geestelik vervreemd? Voel jy soos die ballinge soms dat God stil of afwesig is? Dat jy behoefte het om God se stem te hoor, maar jy hoor dit nie. Dat jy bid vir antwoorde en jy kry dit nie. Of dat God dalk van jou vergeet het. Een van ons liedjies in ons liedboek getuig hiervan. Liedboek se lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Dis daai gevoel. Kultureel, ek pas nie meer in nie. Ek pas nie meer in die wêreld om my in nie. Die wêreld om my te veel verander. As jy ooit al woorde gebruik het soos toe ek jonk was of in my dae of as toe ek 'n kind was, het ons dit nie so gedoen nie. Het die infrastruktuur gewerk, het mense respek gehad vir mekaar. As jy enige sulke tipe woorde al gebruik het, dan voel jy dalk kultureel so 'n bietjie verwyderd. Emosioneel, ek het nie 'n plek van hoort nie. Ek het nie 'n place of belonging nie, as ons soos die Engelsman kan sê. Mense sien my nie meer raak nie, mense het van my vergeet, ek maak nie saak nie, ek voel afgestomp of geïsoleer. Ek voel nie gebonde aan die gemeenskap nie, voel nie deel van die gemeenskap nie. Of dalk het jy 'n gevoel van trauma of verlies, en trauma of verlies kom in verskillende vorms, dit kom in die vorm van dood, van egskeiding, van werkloosheid, van familiekonflik, families wat uitmekaar skeer, van siekte, dalk selfs net van ouderdom. Dat jou liggaam nie meer kan doen wat jy graag wil hê jou liggaam moet kan doen nie. Voel jy dalk soos een van hierdie punte? Het jy dalk iets daarvan in jou lewe? En as jy dalk opreg vanoggend kan sê nie een van daai goed
is op my van toepassing nie, dan is dit wonderlik. Maar onthou dat dit gaan nie net oor ons as individue wat in ballingskap is nie, dit gaan oor ons as 'n groep wat in ballingskap is. Gelowiges reg rondom die wêreld kry swaar. Ons het so 'n groot voorreg om 'n Sondag te kan sê, ons gaan kerk toe, en hier te kom sit, en in ons eie taal, en in ons eie kultuur, hier saam te kan wees. Ons hoef dit nie weg te steek nie, ons hoef nie weg te kruip nie, en tog is daar soveel mense wat dit nie meer doen nie. Die standaard wat ons beleef is nie meer, dat al die mense op 'n Sondagoggend kerk toe stroom nie. 'n Paar jaar terug was dit so. 'n Paar jaar terug sou ons met nagmaal stoele moes indra. Maar vandag is ons die vreemdes wat nog elke Sondag in die kerk wil wees. Die tyd het so verander dat dit wat eintlik bekend was, dit wat eintlik outomaties gebeur het, ons het nie gewonder gaan ons kerk nie, ons het dit gedoen. Dit het so verander dat as jy nog op 'n Sondag so voel, dan is jy waarskynlik so 'n bietjie vervreem van 'n groep. Die algemene groep voel nie noodwendig so nie. Daar's so baie dinge, soveel publieke vergaderings, ons mag nie meer in publieke skole eers eintlik open met skriflesing en gebed nie. Eintlik is dit nie meer aanvaarbaar nie. Onderwysers mag eintlik nie meer in klaskamers vrylik praat oor hulle geloof nie en getuig daarvan nie. So het die wêreld verander. Die wêreld het so verander, ons het al baie gepraat, die voorbeeld gebruik van die vroomheid. Op 'n Sondag kan jy amper enige plek oopvind. Jy kan selfs drank koop op 'n Sondag, wat in die verlede nie so was nie. Daar is so baie goed wat ons dalk as heilig ervaar het, wat nie meer heilig is in die oë van die wêreld nie. En dis nou maar om geloof as 'n voorbeeld te gebruik. Kyk na ons kleredrag, hoe dit verander oor jare. En dalk assosieer jy nie met die kleredrag van vandag nie. Dalk voel dit vir jou, dit pas nie. Iemand het nou die dag ook vir my gesê, ons het 'n lang gesprek gehad oor, kry mense nie meer hemde in die winkel wat pas nie, is alles nou crop tops. Daar's mense wat nie noodwendig assosieer met hierdie verandering nie. En ons is nie een reg of verkeerd nie, maar ons kry swaar. Ons kry swaar. Ek het lanklaas met iemand gepraat wat sê, maar hulle is net gelukkig in hulle werk. Hulle werk is vir hulle net lekker. Baie mense kry swaar in hulle werk, so swaar dat dit vir hulle moeite is om op te staan en werk toe te gaan. So swaar dat hulle die sekondes aftel tot die jaar afsluit, dat hulle net 'n oomblik se asem kan kry. En van hulle het nie eers daai oomblik se afsluit nie. Ons leef in 'n tyd van ballingskap, waar dinge nie werk soos ons graag wil hê dit moet werk nie, waar ons swaar kry, fisies, geestelik, kultureel, emosioneel, waar ons trauma beleef, waar ons verliese beleef, in so baie opsigte. Dan kom ons by Jesaja 40, en dit begin dadelik met 'n troostwoord. Jesaja 40 wat begin met die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Die Hebreëus, en as ons kyk in die 2020 vertaling is dit ook so vertaal, dan sê dit, troos, troos my volk. Troos, troos my volk. So dis dadelik hierdie uitroep van, hier's troos, hier's vertroosting. Dis soos as iemand vir jou vertel hoe swaar dit gaan, en jy kan sê, maar weet jy wat, ek het vir jou 'n klein bietjie troos. Laat ek vir jou vertel die ander kant. En dis wat hier gebeur in Jesaja 40. Ons sien dat die opdrag kom self van God. Die opdrag kom van God om troos te bring aan die volk en om 'n pad in die woestyn te maak. Nou in daai tyd sou dit nie vir hulle vreemd gewees het nie. Enige koning wat oorwin het, wat suksesvol was, het 'n pad gekry. Hulle het vir hom 'n pad gemaak. Dink nou byvoorbeeld aan Palmsondag. Palmsondag wat Jesus se groot lydingsweek inlei, hoe hulle palmtakke op die grond gegooi het en klere en hoe hulle hom ontvang het met lofprysing en gesange. En hoekom hulle dit gedoen het met Jesus is juis omdat hulle gedink het Jesus kom as hierdie koning, as hierdie oorwinnaar, as hierdie oorlogsheld wat fisies oorlog gaan maak teen die Romeinse ryk. So uiteindelik dis hoe hulle konings gegroet het, hoe hulle konings vereer het wat vir hulle gaan verlossing bring of wat reeds oorwin het. So die feit dat God die opdrag gee en sê maak pad in die woestyn, sê dadelik vir hierdie volk
daar's oorwinning. Ons kan vier, ons is opgewonde. Die tyd van swaar kry gaan verby. Die tyd wat julle gaan teruggaan na dit wat bekend is, gaan verby. En dan sien ons iemand vra, 'n onbekende stem vra, maar roep, vers 6, iemand sê roep, en ek vra, wat kan ek roep? Nou hierdie en ek vra is natuurlik die profeet wat in die woord is. Wat kan ek roep? Hoor julle absoluut die moedeloosheid en die hopeloosheid? Wat kan ek sê wat hierdie gaan beter maak? Ons hoor klaar, hier's oorwinning, hier's uitkoms, maar hulle is in so 'n donkerte, hulle is in so 'n swaar kry tyd, dat hy vra, maar wat kan ek sê wat dit gaan beter maak? Kom ons dink byvoorbeeld, uiteindelik, dis hoekom ons op kerk toe gaan, ons hoop dat die dominee, of die pastoor, of die prediker vir ons so klein bietjie hoop gaan gee. Dat hulle vir ons 'n bietjie hoop gaan gee in ons omstandighede. En dink nou, as ons moet sit in 'n konsentrasiekamp, wat moet die dominee sê wat vir daai mense gaan hoop gee? Wat kan die dominee sê om vir daai mense hoop te gee? As jy daar was, wat sou jy kon sê om vir die ander 'n bietjie hoop te gee? Dink nou as jy 'n sendeling was in Rusland, in Oekraïne, wat gaan jy vir daardie mense sê om vir hulle 'n stukkie hoop te gee? Hoop is 'n baie moeilike ding. En hier sê die profeet, selfs God wat hierdie woorde in hom plaas en hy wat die spreekbuis is, hierdie profeet sê, maar wat kan ek sê? Wat kan ek sê wat dit gaan beter maak? Viktor Frankl was 'n psigiater wat ook in die konsentrasiekampe was daai tyd met die Duitse oorlog. En hy het bietjie sin gehou deur bietjie te evalueer waardeur mense psigies gaan. En sy boek Search for Meaning gaan absoluut hieroor dat hy gesoek het na die sin van die lewe en dat mense gesoek het na die sin van die lewe. En hy kom tot die gevolgtrekking dat dit wat mense se dryfveer is, dit wat mense hoop gee, dit wat mense aanmoedig, is nie die plesier van die lewe of goed of dinge of enige iets aards nie. Mense het 'n soeke na die sin van die lewe. Dis waantoe ons op pad is. Ons het 'n soeke na die sin van die lewe. En as jy in sulke donker omstandighede is, soos wat hierdie ballinge is, soos wat van ons persoonlik self is, soos wat baie mense in die wêreld is, dan het jy waarskynlik ook 'n soeke na die sin van die lewe. Ons probeer ook verstaan hoekom daar lyding is, hoekom daar slegte goed gebeur in ons lewens. Ons probeer ook verstaan hoekom kindertjies moet sterf. Onskuldige kinders. Ons probeer ook verstaan hoekom die wêreld wreed is en hoekom daar soveel slegte dinge in ons wêreld gebeur. Want ons het 'n soeke na die sin van die lewe. En wat Viktor Frankl sê, is wat die mense wat oorleef het, sielkundig oorleef het, nie fisies, sielkundig oorleef het. Wat die verskil was, is hulle het so bietjie vasgehou aan idealisme. Nou ons kan geneig wees om nogal mekaar te waarsku en te sê, maar ons moenie idealisties wees nie. Maar dis wat vir daai mense hoop gegee het. Hierdie ideale prentjie van ons gaan nie uitkom, ons gaan gered word. Miskien gaan ek terug kan stap in my werk in, dieselfde leefstyl kan leef as wat ek geleef het. Miskien gaan ek en my vrou is geskei, sy is in 'n ander konsentrasiekamp as ek, maar miskien gaan ons mekaar weer vind. Miskien het sy oorleef. En daardie tipe prentjie van hoe perfek dit kan wees en behoort te wees en gaan wees, is wat vir hulle hoop gee. Nou as dit waar is van die mense in die konsentrasiekampe, dan was dit waarskynlik waar van die ballinge. Dit is hoekom die profeet lank voordat hulle uit ballingskap gelei word, vir hulle sê, maar daar is 'n ideale prentjie. Julle gaan teruggaan na julle land, julle gaan weer herenig word met julle families, julle gaan julle tempel terugkry. Dit gaan weer goed gaan. En daarom moet julle die goeie nuus bring. Julle moet die goeie tyding verkondig. Nie hy as profeet nie. Hulle, die mense van Sion, die mense wat in ballingskap is, die mense wat swaar kry, hulle moet die goeie nuus bring. Is dit dan nie waar vir my en vir jou ook nie?
Moet ons nie dan ten spyte van swaar kry wat in ons lewens is, die goeie nuus verkondig nie. En dis hoekom ons in hierdie tyd, in hierdie adventstyd, daarna kyk. Adventstyd is die 4 Sondae voor Kersfees. Verlede week was die eerste Sondag in adventstyd, en dit was die Sondag van hoop. Hierdie Sondag is die tweede Sondag in adventstyd, en dis die Sondag van vrede. En dit is baie belangrik dat ons moet onthou, dat toe Jesus eerste keer gekom het, toe hy gebore is as 'n baba, wat ons vier op Kersfees, toe het hy hoop gebring, en hy het ook vrede gebring. Maar daardie hoop en daardie vrede is nie iets wat nou net verbygegaan het nie. In adventstyd fokus ons ook op Jesus se tweede koms. En ons sê dat saam met dit kom daar nog steeds hoop en vrede. En dis deel van ons idealistiese prentjie. En dit sê nie dis 'n onwaar prentjie nie, maar dis deel van hierdie, ons kan aan die hoop vashou, want Jesus kom. Jesus gaan verlossing bring. Jesus gaan vrede bring, soos wat hy reeds het. Ek wil julle graag herinner aan 'n baie bekende gedeelte, Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11 in die 1983 vertaling sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou die uitdaging wat ons het met hierdie versie is, hy is so klein bietjie verkeerd vertaal, nie verkeerd in terme van ons moet nou nie met die Bybel glo nie, maar hy's vertaal om te dink dat dit altyd voorspoedig met ons gaan. Dat die Here wil hê, dit moet net altyd voorspoedig met ons gaan. Maar uiteindelik, die volk sou verstaan dat vrede is voorspoed. As jy vrede het, dan gaan dit met jou goed, ongeag jou eksterne omstandighede. So ek lees vir julle die 1933-53 vertaling, wat so bietjie meer akkuraat is. Want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vandag is ons tema, die mosaïek van vrede. Ek het nou nogal oorweeg om 'n koppie te bring en stikkend te gooi voor julle, maar ek is bang dan moet ek 'n babietjie doop wat heeldag huil. So ek het dit maar nie gedoen nie. Maar uiteindelik as iets val en dit breek, en is stikkend, dan is dit waardeloos. Maar as ons daai glasstukkies optel, en weer bymekaar sit, dan word dit 'n mosaïek. Dan word dit 'n kunswerk. Dan word dit weer iets besonders. En uiteindelik is dit die vrede wat ons in ons lewens ervaar, die mosaïek van vrede. Ons ervaar nie net voorspoed nie, ons ervaar nie net goed wat mooi is en lekker is en prettig is om te ervaar nie. En uiteindelik, as ons gaan met Viktor Frankl se teorie, is dit in elk geval nie wat vir ons belangrik is, net om plesier in die lewe te hê nie. Dit is vir ons belangrik om die sin van die lewe te verstaan. En die sin van die lewe sê, dat ons sal vrede hê. As ons vashou aan Jesus, sal ons vrede hê. Maar dit mag dalk lyk soos 'n mosaïek van vrede. Dit mag dalk 'n paar skuwe vat. Dit mag dalk 'n rukkie vat om die blokkies bymekaar te bring, om regtig 'n mosaïek van vrede te hê. En dit mag dalk kos dat ons eers voel, ons is stikkend en gebroken. So vandag sit jy dalk hier en dalk sien jy al die groter prentjie van jou mosaïek. Jy sien al die mooi in dinge wat jy in jou ballingskap moes beleef. Maar dalk sien jy dit nog nie. En ongeag waar jy is, of jy nog regtig bietjie in 'n donker, hopelose plek is, en of jy dalk regtig al die volle prentjie kan sien, is God se opdrag. Bring jy die goeie nuus. Verkondig jy vir die mense. Wat moet jy verkondig? Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is Jesus Christus. Die goeie nuus is dat die God, dieselfde God is van al die tye. Van die begin af was God God. Die goeie nuus is dat God se beloftes staande bly. Niks kan dit ongedaan maak nie. En die goeie nuus is dat daar vrede kom. As jy dit nie nou ervaar nie, as jy dit nie nou het nie, daar kom vrede. Daar kom 'n tyd waar jy meer hoop gaan hê. Daar kom 'n tyd waar jy gaan terugstaan en gaan dink, "Sjoe, ek het so baie stikkend in my lewe gehad. Maar uiteindelik het ek gegroei, ek het geleer. En ten spyte van hierdie stikkend kan ek verkondig, want die Here is goed vir my." Ek hoor baie as mense vir iemand vra, "Hoe gaan dit?" Dan sal hulle sê, "Die Here is goed vir my."
Daardie woorde behoort ons in alle omstandighede te sê. As jy langs 'n graf staan en iemand vra vir jou, hoe gaan dit, behoort jy te sê, die Here is goed vir my. Al is jy in daai oomblik stikkend en gebroken. Want die Here se vrede is in jou, om jou en deur jou, al sien jy dit nie altyd raak nie. Ons wêreld gaan nog vir baie lank stikkend wees. Ons wêreld gaan gebroken wees en ons kan kwaad word daaroor en kla daaroor, of ons kan help om die getuienis te bring. Ou klein Werner, vandag is hy nie net sy ouers wat 'n belofte maak nie, ons as geloofsfamilie maak ook die belofte en sê, maar ons sal hom ondersteun in voorbeeld en gebed, ons sal sy ouers ondersteun in voorbeeld en gebed. En deel daarvan is om vir hom, so klein soos wat hy is, te leer, God se vrede is daar. God se liefde is daar. God is God van al die tye. So mag ons as geloofsfamilie kyk na mekaar en mekaar help om die mosaïek van vrede te sien. Mag ons weer die ballingskap gaan verbygaan. Al daai swaar kry gaan verbygaan. En dit sal weer goed gaan. Amen. Ek vra dan nou vir Konrad en Elsabie om hier voor by my te kom staan. God kom deur liefde in die doop na mense toe. Hierdie koms van God deur die doop vorm deel van God se groter verhaal, waar God self in genade van geslag tot geslag aan mense en aan die skepping verbind. Die water in die doopfont herinner ons dat ons verenig word met Christus en die gemeenskap van die drie-enige God. Ons trek 'n nuwe kleed aan wat ons herinner aan die gawe van vergifnis, genesing en lewensvernuwing. Ons ontvang die seën wat ons herinner aan die gawe van die Heilige Gees, wat ons lei om Jesus Christus, die gesalfde, as Here te leer ken en te volg. Die tekens van die brood en die wyn herinner ons dat ons met die doop die gawe ontvang om deel te wees van 'n nuwe geloofsfamilie. Die kers herinner ons dat ons met die doop die gawe ontvang om as lig vir die wêreld 'n betekenisvolle lewe van diens te leef. Konrad en Elsabie, nadat julle die beloftes van God in Christus by die doop gehoor het, is dit julle begeerte dat Werner gedoop word. Beloof julle om Werner van God se genade en liefde te leer en oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir Werner 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om Werner te help om God se beloftes sy eie te maak. Gemeente, deur die doop word Werner ook deel van 'n heilige algemene Christelike kerk en vandag word hy deel van hierdie geloofsfamilie. En die familie wat as besoekers hier is, hy word ook deel van julle geloofsfamilie. Ons het 'n verantwoordelikheid om hom deur gebed en voorbeeld te ondersteun. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat Werner die Here kan leer ken, lief kry en dien en so groot word tot eer van sy naam. Wat is hardop julle antwoord? Ek gee dan geleentheid dat Werner ingebring word. Konrad, Elsabie, Jandi, julle kan julle hande in die doopfont steek. Julle is baie lank terug gedoop. Julle onthou nie julle eie doop nie, maar in daardie dag is julle verbind tot God drie-enig. En niks sal ooit daardie verbond ongedaan maak nie. Die genade is groot vir julle en God het julle al die tyd lief. En met daai selfde water wat ons julle doop vier en julle herinner aan julle doop, gaan ons vandag julle seentjie doop. Werner Ruwan Kloppers, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van God die Seun, Jesus Christus. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen.
Werner, jy is so klein, nog te klein om te verstaan, maar jy is vandag deel van hierdie geloofsfamilie. En gemeente ontvang hom as 'n dooplidmaat, wat julle gaan leer, wat julle gaan ondersteun, waarvoor julle gaan bid. Ek gaan nou vra, as jy gemaklik is, steek gerus jou hand uit, dan lees ek die seënbede wat Konrad en Elsabie vir Werner geskryf het. Vandag staan ons hier voor God in die gemeente om jou op te dra aan hom en beloof om jou groot te maak volgens die woord van God. Mag God se rykste seën oor jou uitstort. Mag sy goedertierendheid oorvloedig wees, sy liefde jou omvou en mag sy goedheid deur jou vloei. Mag hy jou seën met goeie gesondheid, vreugde in jou siel en vrede in jou hart. Mag hy jou krag gee vir jou daaglikse take, wysheid vir jou besluite, guns in jou ondernemings en voorsiening vir jou daaglikse behoeftes. Mag hy jou bo alles seën met sy teenwoordigheid, jou geloof versterk, jou hoop onwrikbaar gevestig hou en jou hart altyd getrou hou. Ons gebed vir jou, mag jy geloof hê soos Abraham, die gehoorsaamheid van Noag, die geduld van Job, die passie van Dawid, die krag van Simson, en mag jy die wysheid hê van Salomo, vreesloos wees soos Daniël, regheid soos Stefanus en vol vergifnis soos Josef. Mag jy groot word as 'n ware man van God. Amen. Ek vra dan vir Kobus Kloppers, wat ook 'n familielid is van hulle, om asseblief die Bybel en die kers te oorhandig. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons hierdie seënbede oor hulle toe. Julle kan dan nou julle plekke gaan inneem.
En ek gee dan geleentheid dat die diakens asseblief vir my die nagmaaltafel voorberei en ek vra ook dies met wie ek gereël het om asseblief saam met my hier voor te kom sit. Met die nagmaal het ons die voorreg om 'n ete saam te eet. 'n Klein ete wat bestaan uit 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Ons het die voorreg om saam met God te eet, uit God se hand te eet, want hy is die gasheer. Jy moet dit hoor. God begeer jou teenwoordigheid aan sy tafel. Jy is genooi nie oor jou waarde of oor jou status, nie oor jou geld of jou besittings nie, nie oor jou prestasies of jou ideale nie, nie jou godsdienstigheid of jou goeie werke nie, maar omdat God God is, wat uitreik na jou, om vandag en elke dag van jou lewe by hom aan sy tafel te kom eet. Maar om jou voete onder God se tafel in te steek, is 'n belydenis dat jy hom met jou hele lewe vertrou. Dit is 'n uitdrukking van die feit dat jy met albei hande aan hom vashou en met al twee oë na hom kyk en dat jy in alle omstandighede alles van God verwag. Dit is om God alleen toe te laat om jou honger na geluk en gemoedsrus te stil. Dit is om 'n hart te hê wat nie verdeeld is nie. Hiermee word elkeen dan uitgenooi om deel te neem aan hierdie herinneringsmaaltyd. Die besoekers, as julle die vrymoedigheid het om in julle eie gemeente nagmaal te gebruik asseblief vandag ook saam met ons nagmaal.
Ek vra dat jy in jou hart saam met my jou geloof sal bely. Ons glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, wat ons in liefde gemaak het en ons steeds onderhou. Ons glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ware God en ware mens. Hy het na hierdie wêreld gekom, het onder ons gewoon, vir ons sondes gesterf en opgestaan uit die dood. Hy regeer nou as Here en hy sal weer kom om alles nuut te maak. Ons glo in die Heilige Gees wat geloof wek. Ons lei in waarheid, ons vertroos en verander, sodat ons meer soos Christus kan leef. Ons glo dat die Bybel God se ware en lewende woord is, waardeur God self ons leer hoe om God te dien en mekaar lief te hê. Ons glo aan die kerk van Christus, een heilige algemene kerk, waar elke gelowige deel van die liggaam is en geroep word om te dien, die evangelie te leef in die wêreld. Ons glo dat God getrou is en sy beloftes hou, dat hy ons roep om hom te volg in gehoorsaamheid, liefde, vergifnis en hoop. Ons glo aan God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, en aan God drie-enig alleen kom toe al die eer, die lof en die heerlikheid, vir nou en vir ewig. Ons gaan dan nou die nagmaaltekens uitdeel. Is enigiemand oorgeslaan met die brood?
enigiemand oorgeslaan met die wyn en die druiwesap? Is daar iemand wat vanoggend dalk graag die beker wil gebruik? Dankie. Die brood wat ons breek, herinner ons aan die gemeenskap met Jesus Christus. Sy liggaam is gebreek aan 'n kruis tot volkome versoening van jou sonde. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat jy werklik vry is. Ons drink uit die beker van danksegging. Die wyn herinner ons dat Jesus se bloed werklike bloed was, menslike bloed was, wat gevloei het aan 'n kruis sodat ons verlos kan word. Drink dit, dink daaraan en glo dat jy verlos is, dat jy vry is, te danke aan Jesus se opoffering. Ons dien dan nou die Here met ons offergawes.
Kom ons staan en dan sluit ons af met lied 334, God is liefde, juig ons harte. Mag die God van hoop julle deur geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.